Hallo almal. My naam is Karina van Katarina Vertel. En saam met my koffie vanoggend kom 'n storie. Wel, ek weet nie so lekker nie. Is dit 'n storie of is dit feite? Of 'n bluf? Mense, wie van julle het die nuus gesien? Ek dink ek verruil my kar van nou af vir 'n donkie. En 'n donkie wat op gras loop, want dit is daarom nog verniet. Daar is sprake van hoarding onder in die Weskaap. En ek praat nou van petrol en diesel hoarding. En minister Gwen sê hy gaan kyk daarna. En as dit die geval is, dan is julle ouetjies in groot moeilikheid. Almal hardloop nou rond of die wêreld gaan eindig. Mr. Gwen sê ons moenie worry nie, daar's genoeg olie tot middel April. Ouens, dis 16 dae weg. 16 dae. So ons het nog genoeg olie om petrol en diesel te maak vir 16 dae. Blykbaar kry ons olie van Afrika en van die Atlantiese Oseaan. So die drama in die Midde-Ooste is nie veronderstel om ons te raak nie. So hier is my vraag. Waarom stres almal nou? So dit is definitief nie die rede hoekom jou tank leeg is nie. Dit kan dalk wees omdat jou beursie leeg is. Maar kyk hier, op 1 April is dit nie 'n April Fool's Day joke nie. Die petrol en die dieselpryse gaan op. En diesel so erg soos 10 rand per liter. Kyk, vir daai prys hoop ek hy volstasie braai vir ons elkeen 'n steak terwyl ons wag om vol te maak. Kyk, daar's nog steeds mense wat petrol en diesel koop asof dit die laaste toiletpapier is in 2020. Wag, watter tips kan ek vir julle gee om petrol te spaar? Maklik, ry net afdraandes en freewheel. Dit gaan tog nou die nuwe Suid-Afrikaanse sport wees. Al wat ek kan sê, is bly kalm, druk jou beursie tot hy tyd. En hierdie tannie is uit. Tada!